Ons gaan saam lees in Rigters hoofstuk 6. Kan daar oopmaak in die Nuwe Testament by 2 Korintiërs hoofstuk 3. En dan gaan ons uit die woord van die Here uit lees. En mag die Here volgens sy woord seën. Mag hy volgens sy lewende saad in ons liggame seën. Mag dit in ons wese ingaan. Nie net hier in die ore bly nie. Here Jesus het gesê, hy wat my woord hoor en dit doen, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd. Die ou wat dit hoor en nie doen nie, hy sal wees soos 'n huis wat op die sand gebou is, en toe die storm kom, toe val hy plat. En daar is van hom niks oor nie. Maar prys die Here, die lewe stuur vir ons storms, maar as jy op die rots gebou is, dan staan jy. As jy op die rots gebou is, dan bly jy daar. So kom ons gaan ons behoefte buig en dan bid ons saam. Hemelvader, ons dankie vir oggend vir hierdie kosbare dag wat ons in U teenwoordigheid kan begin, Here. Ons dankie vir oggend vir die Heilige Gees wat binne in ons woon. Ons dankie, Here, dat U ons lei in die volle waarheid. Ons dankie dat U ons dra dag na dag deur die woord van die krag. En Here, so wil ons ook kom bid in hierdie oggend, Here, dat U Heilige Gees vir ons sal oopmaak dit wat ons nodig het om vandag te verstaan. Dat ons ook vanoggend sal inneem wat ons nodig het om te ontvang vir hierdie dag wat voor ons lê, vir hierdie week wat voor ons lê, Here, vir hierdie die tydperk in ons lewens waar ons is, Here. Die woord leer ons daar seisoene in ons lewens, Here. En Vader, so wil hierdie woord vanoggend vir ons dit word wat ons nodig het in hierdie seisoen om ons te voed in Jesus Christus. En mag U vanoggend ryk wees oor ons in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen, prys die naam van die Here. Nou kom ons gelees daar in Rigters hoofstuk 6 vanaf vers 12. En die gedeelte daar so gaan oor Gideon. So kom ons lees daar saam. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie. Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, ek self is die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man verslaan. Nou kom ons hou net daar oop. Ek wil sommer net vanoggend vir hierdie gedeelte so 'n bietjie oopbreek en 'n paar gedagtes rondom dit lig. Maar ek wil praat met u vanoggend oor die spieël van God. Het jy geweet dat God het 'n spieël? God het 'n spieël waaraan hy wil hê ek en jy moet kyk. Hy het iets saamgestel wat hy vergelyk met 'n spieël in sy woord en hy sê, daarin moet ons kyk hoe ons lyk. Daarin moet ons onsself identifiseer. Nou ons was die week, was ons daar in Natal gewees, so vir 'n paar dae. PC hulle was daar saam met ons en eergister, Vrydag, toe ry ons daar af in Durban en ons land daar in 'n verkeerde plek, want ons het die verkeerde plek ingelees daar op die GPS. Maar so ry ons daar in die strate rond en die volgende oomblik, toe skree PC, wat is daai? En ons kyk so en ons probeer uitmaak en dis 'n man, maar hy het sulke lang blonde hare, of ons dink is 'n man, ons weet nie, maar sy gesig lyk soos 'n man, sy hare lyk soos 'n vrou, hy het 'n rok aan, en hy het, ek weet nie hoe moet ek nog vir julle hierdie figuur beskryf nie, maar ek kon nie uitmaak wat dit is nie. Ons het hom gekyk van al die kante af, maar ons kon hom nie identifiseer nie. En op die oud sê ek vir hulle nie, wel, dis 'n nuwe spesie. Hy het hier in Durban uitgebroei, is al wat dit kan wees. En, maar terwyl ons so wegry van die figuur af, toe dink ek, ja, dis presies eintlik wat die woord van my en jou ook verwag. Om iets te wees wat die mense daar buite nie kan identifiseer nie. Nie in daai opsig nie, daai ou is heeltemal op 'n ander stasie, maar wanneer ek en jy wedergebore is, wanneer ons by God uitgekom het, is ons nie meer identifiseerbaar in die wêreld nie.
Ek weet nie of julle al die versie gelees het wat sê, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar. Daar's 'n vrede van God wat in die kind van die Here is, wat niemand kan verklaar nie. Hy kan dit nie beskryf nie, want te midde van moeilike omstandighede, te midde van uitdagings, te midde van droogtes, te midde van vreeslike dinge wat oor jou pad kom, het jy vrede wat die wêreld nie kan kry nie. Daar's iets anders in 'n kind van God. Daar's iets anders in 'n ware wedergebore kind van God, wat nie identifiseer met die wêreld nie. In die wêreld is dit maklik. As die teëspoed jou tref, is jy in die gat. As dit goed met jou gaan, is jy op die heuweltoppe. As jy baie geld het jy minder worries. Of dalk is dit andersom, ek weet nie. Maar as jy min geld het, is hang jou gesig en jy's vol probleme en vol moeilikheid. Maar die kind van God, die wêreld kan hom nie beskryf nie, die wêreld kan hom nie verstaan nie, want hy werk volgens 'n ander stel reëls. Hy het 'n ander binneste in hom. En dis wat die Here graag met ons wil hê, en dis wat hy graag in ons wil openbaar deur Jesus Christus. Nou hier kom ons in die Ou Testament en God verskyn aan 'n man met die naam van Gideon. Nou ons weet nie hoe Gideon lyk nie, maar as ek so luister na sy eie beskrywing van homself, dink ek hy het nie veel van homself gedink nie. Hy was dalk 'n klein maar mannetjie gewees. Dalk maar baie bang, dalk maar baie skugter, dalk maar iemand wat glad nie uitgestaan het tussen 'n groep mense nie. Soos dink aan koning Saul, die woord sê hy het 'n kop bo almal uitgestaan in die hele Israel. Hy was 'n man van naam, hy was 'n man wat uitgestaan het. Maar Gideon was hierdie ouetjie wat niemand raak gesien het nie. En God kom by hom, die Here verskyn aan hom. Hy sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. Ja, en dit wat 'n kragtige woorde. En ek dink Gideon kon vir 'n oomblik nie lekker klein kry wat hier aangaan nie, want met wie praat hy? Met wie praat hy? Maar as niemand anders nie. En hy besef op daai stadium dat die Here kan net met hom praat. En toe begin Gideon. En hy begin vir die Here verduidelik hoekom hy nie 'n dapper held kan wees nie. En nommer een ding wat hy sê is, ag my Heer. Hoe klink ons gebede? Partykeer begin ons gebede ook met ag. Hy sê, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? So die eerste ding wat hy sê is, God is nie hier nie. God is nie by my nie. Want kyk wat het gebeur met my. Kyk wat in omstandighede is ons. Kyk al die vreeslike dinge wat ons oorgekom het. Kyk hoe die Midianiete ons verslaan. Kyk hoe hulle ons vee steel. Kyk hoe hulle alles doen. Al hierdie dinge het ons oorgekom. Die Here is nie by my nie. God kom by hom sê, die Here is met jou. En hy noem hom dapper held. Gideon sê, hy konna. Dis nie die waarheid nie. En dan vra hy, en waar is al sy wonders wat ons vaders ons vertel het? O, ek is so lief om al die wonders, tekens te vertel wat jare terug gebeur het, en die getuienisse van die ou mense, en wat my ouma hulle, my oupa hulle, my oupa grootjie hulle vertel het, en wat in die kerke gebeur het, en ons is so lief om hierdie wonders te lees, wat in hierdie Bybel staan, en al die groot dinge wat God gedoen het, deur die eeue, die mense, om dit is so heerlik en so lekker om dit te lees. Maar waar is dit? Waar is dit nou? En dis wat Gideon sê. Hy sê, waar is dit? Hoekom sien ek dit nie? Waar is die wonders? Waar is die goed wat ons vaders ons van vertel het, te sê, die Here het ons uit Egipte laat optrek, maar nou het die Here ons verwerp. Dis Gideon se plek waar hy homself bevind. God is nie hier nie, sy wonders het in die verlede gebeur, het gebeur nie nou meer nie, en God het my verwerp. God het ons verwerp. Hy het ons oorgegee in die hand van die Midianiete. En nou is het my so wonderlik is, dit is so asof die Here nie hom steur aan wat Gideon sê nie. Het jy al gevoel, jy praat met die Here en jy lê vir hom al die moeilikheid wat jy het in jou lewe, lê jy aan sy voete neer en jy sê vir hom, kyk hierdie moeilikheid, waar is u? Hoekom gebeur niks? Hoekom bid ek en daar is nie antwoorde nie? En God steur hom net nie aan jou nie. Nou gaan volgende vir julle verduidelik presies hoekom. Toe draai die Here na hom toe en sê, is toch al heel vir my mooi,
Toe draai die Here na hom toe, so asof terwyl Gideon hier gestaan en al hierdie goed sê het wat verkeerd is, of God sy rug na hom toe gehou het. Die Here draai terug na hom toe. Hy sê vir hom die volgende woorde: gaan in hierdie krag van jou. Ek dink daar's nog baie Gideons vandag. Ek en jy is ook in die posisie van 'n Gideon, baie keer. God kom in sy woord. Hy sê vir ons, hier's jy, wedergebore, skoon gewas, vergewe. Jy's 'n kragtige held in my. Jy's kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek gee jou my woord, ek gee jou my wapenrusting, ek gee jou alles. En wat doen ons? Sê, Here, waar is dit? Here, waar is dit? Here, waar is die krag? Waar is die wonders? Waar is die tekens? Waar is al die dinge? En die Here sê, gaan in hierdie krag. Wat 'n krag? Nie die krag wat ek in myself het nie. Daai krag wat hy my gegee het. Gaan in hierdie krag van jou. Verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? God praat so duidelik. Hy sê, is dit nie ek self wat jou stuur nie? Dis nie sommer net hoor sê, dis nie sommer net iets wat, weet, baie keer dan lees ek hierdie Bybel en dan lees ek so en ek lees iets pragtig, iets wonderlik. Wat die Here sê, en jy is kosbaar. Ek sal volke gee in ruil vir jou. Ek sal nasies gee om jou te mag hê. En as ek dit so lees, dan dink ek, joh, dis dan seker nie ek nie. Ek wonder met wie praat die Here hier. En wat doen God? Hy sê, het ek nie vir jou gesê nie? Het ek nie met jou gepraat nie? Het ek dit nie op jou hart gelê nie? Is dit nie ek wat jou stuur nie? En dan kom Gideon weer. Hier is verskoning nommer 2. Maar hy vra hom, ag Here, begin weer met ag. Waarmee sou ek Israel verlos? Weet jy hoe kyk ons na onsself? Ons kyk na onsself baie keer met hierdie oë van, ek is nou nie die ou wat so lekker in tale kan praat nie. Ek het nog nooit eintlik vir iemand gebid en hy het gesond geword nie. Ek het nou nie al die geloof en al die woorde en al die kennis wat daai een het nie. Ek is nou nie so vurig in die gees soos hierdie ou wat daar in die kerk sit nie. Ek het nie alles wat daai tannie het nie. Ek het nie die toerusting nie. Dis presies wat Gideon sê. Hy sê, Here, waarmee sou ek hulle verlos? Wat sou ek nou hê wat hulle kan verlos? En kyk wat sê die Here. Of nee, kyk wat sê Gideon verder. Waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse. So Gideon was uit die stam van Manasse, een van die 12 stamme van Israel. En hy sê, as ek na my hele geslag kyk, my hele stam, dan sien ek, tussen hulle almal, is my huis, my familie, die swakste. Nou ek wonder hoekom, ek weet nie of hulle bedoel hulle is die kleinste, of die geringste, of die armste, of die... Maar wat dit ook al mag beteken, wat dit in sy gedagtes ook al was, hy kwalifiseer nie. Hy is die swakste, hy is die geringste, hy is die minste in staat, hy sal dit nie kan doen nie, hy het dit nie in hom nie, en dan sê hy, en my geslag is die swakste in Manasse, en ek self, in my familie, is ek die heel geringste. Dis waar Gideon homself bevind. Die eerste ding is, God is nie meer daar nie. Waar is al die wonders wat ons van gehoor het, dit gebeur nie meer nie. God het ons verlaat en ons oorgegee aan die Midianiete. Ek is die swakste in die hele Manasse, my familie is die swakste, en van hulle almal is ek die heel swakste. En wat doen die Here weer? Hy sê, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. God antwoord hom nie op sy swakheid nie. God kom nie en sê vir hom, toe maar my kind, toe maar jy is nie so swak as wat jy dink nie. Toe maar jy is nie so treurig nie. Jy is nie so gering nie. Jy is nie so onnosel nie. Jy kan dit doen. Jy is in staat. Jy het dit in jou. God kom nie met dit nie. Hy sê, wie is in jou? Ek is in jou. Ek is by jou. Ek saam met jou maak die hele verskil. En dis die ding wat koning Dawid verstaan het. Koning Dawid sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God
my God leer my om die koperboog of te span. Sy snaar te span. Hy leer my vingers om dit te span. Hy leer my hande om oorlog te voer. Hy leer my hand om die swaard vas te hou. Saam met God is ek tot enigiets in staat. Onthou God, Dawid se ouers het ook na hom gekyk, met dieselfde oë wat Gideon na homself gekyk het. Toe die dag toe Samuel die seuns van Isaai bymekaar roep, toe vra hy vir Isaai, is dit al jou seuns? Toe sê hy, nee, die jongste een is daar in die veld, hy pas skape op, maar ek het nie eers gedink om hom te roep nie, want hy is nie koning materiaal nie. En wat sê God vir Samuel? Hy sê, ek sien nie soos die mens sien nie. Moenie kyk na wat voor oë is nie. Ek sien wat die hart sê. Ek sien wat in die hart aangaan. En dis wat belangrik is. En dieselfde Here kom by Gideon. Hierdie ou wat so mismoedig is. Hierdie ou wat homself sien as die mees miserabele, mees useless man wat daar is. Hy kan niks reg kry nie, hy kan niks doen nie, hy is nie in staat nie. Hy is die geringste en hy het 'n verkeerde teologiese beeld. God is nie meer daar nie. Hy het gesien hoe Israel verlaat is en dit was seker die praatjies wat in die dorp rondgeloop het. En God sê, gaan in hierdie krag. Ek is met jou, dapper held. Prys die naam van die Here. Kom ons gaan nou na 2 Korintiërs 3 vers 18 toe. Ek wil graag hê as die Bybel by jy het, maak daar oop en kom ons gaan lees daar 2 Korintiërs 3 vers 18. Dit is 'n wonderlike versie. Hier is die sleutelvers van dit wat ons vanoggend oor gesels en iets wat ons baie duidelik moet verstaan. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 18. Kom ons gaan daar saam lees. Ek lees 4 daarsom. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Hy sê daar, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël. So wat gebeur? Ons vat hierdie Bybel en ons maak hom oop en ons begin hier lees en daar's baie Christene wat hierdie woord lees. En hy lees van Jesus wat in die strate gewandel het en die blindes aangeraak het, die dowes aangeraak het, die lammes opgerig het, die wonderlike dinge gedoen het. En dan lees hulle van Petrus en Johannes wat na die tempel toe gegaan het en die lam ou voor die skone poort se deur gekry het. En hierdie ou bedel vir geld, hy skud sy blik daar en Petrus en Johannes sê ons het niks om vir jou te gee nie, maar wat ons het, gee ons vir jou in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En dan sê ons, prys die Here, dis dan wonderlik, dis wonderlik, prys die Here vir sy woord, prys die Here vir disippels en apostels, en dankie Here, laat U in staat is om sulke goed te doen. Maar, wanneer ons dit klaar gelees het ons 'n portret gekyk. Wat doen 'n portret? 'n Portret gee vir jou 'n toneel. 'n Portret beskryf iets vir jou. 'n Portret sê vir jou, hoe lyk iemand anders? En hoe lyk iets? Hoe lyk 'n toneel? Daar agter in die voorportaal het ons 'n portret van Jesus wat die voete was. En hierdie voete was toneel is daar. En is mooi om dit te sien. Dis 'n Bybelse toneel. Dis iets wat gebeur het en ons kyk daarna en ons sien hoe Jesus sê ons moet nederig wees. Ons sien dit alles raak en ons sien sy eie nederigheid. Maar Paulus kom en hy skryf hier, hy sê, terwyl ons met onbedekte gesig. Dis die eerste ding. Hoe lyk Gideon se gesig? Gideon se gesig was bedek onder, ek is die geringste, ek is die armste, ek is die swakste, in my hele familie, God is nie hier nie, hy het ons verlaat, die wonderwerk is verby. In daai gesig kom hy voor die Here te staan. Maar Paulus sê, ons moet met 'n onbedekte gesig. Met ander woorde, wat ons moet doen is, ons moet eers al ons mombakkies afgooi. Ons moet eers van ons maskers ontslaa raak. En baie keer, ons vergelyk 'n masker met skynheiligheid, maar ek wil vir julle sê, as ek volgende staan en ek sit een van daai oranje brille op, wat jy deesdae kry, wat hulle sê beter in die donker sien, dan is julle almal oranje.
En maak nie saak hoe julle vir my sê, ek het 'n blou hemp aan en 'n pink hemp, ek gaan jou sê, jy het 'n oranje hemp aan. Ek kan dit mos sien. En dis hoekom dit so belangrik is dat die woord sê, ons moet met onbedekte gesig die woord van die Here aanskou. Met ander woorde, wanneer ek na God se woord toe kom, wanneer ek sy waarheid aanskou, wanneer ek in hierdie woord sy heerlikheid wil aanskou, moet ek eerstens ontslae raak van al my vooropgestelde idees. Ek moet myself kry op die plek waar ek is soos wat ek is. Waar ek lyk soos wat ek moet lyk. Sonder enige vooropgestelde idees, sonder enige verwagting. Hy sê, en dan kom ek met onbedekte gesig soos in 'n spieël. En dit is baie belangrik, want die woord van die Here sê, ons moet kyk in sy woord soos 'n spieël. Ons was daar onder in die Kaap gewees, en by 'n reptielpark gewees, en daar was allerlei grillerige goede daar binne, spinnekoppe en slange en enige ding vir kleermannetjies en goeters en op 'n plek daar, terwyl ons so verby die hokke loop, toe's daar 'n hok wat daar voorop staan, die gevaarlikste dier op die hele aarde. En ek sien so van ver af die bord, ek dog, hier, laat ek daai ding gaan kyk, hy moet seker vreeslike tentakels of goed hê. En toe ek daar kom, toe's daar 'n spieël in die hok. En al wat jy daar sien is net jouself. Die gevaarlikste wese op hierdie aarde is die mens. En toe ek het so dink, toe dink ek, maar is dit nie die waarheid nie? Dis ons wat vir onsself die verkeerde dinge doen. Dis wat ons wat onsself op die verkeerde pad vat. Dis ons in ons vrye keuses wat die skepping van God mishandel en vernietig en verkeerde dinge doen. Maar God sê, my woord is soos 'n spieël. Wie sien jy in die spieël? Jy sien jouself. Jy sien jouself. En dan kom hy so belangrik, hy sê, soos wat ons met onbedekte gesig in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Prys die naam van die Here. Dis die proses wat moet gebeur wanneer hierdie Bybel oopgaan. Wanneer hierdie Bybel oopgaan, moet ek nie lees die wonderlike dinge wat Jesus gedoen het, en ek sien dit op 'n portret, daar ver, dis nie hier nie. Dis nie deel van my nie. Dis nie iets wat in my lewe moontlik is nie. Dis presies wat Jesus sê. Hy sê, wanneer jy hierdie woord open, wanneer jy in die heerlikheid van die Here inkyk, wanneer jy sien die beloftes van God, dan moet jy jouself daarin sien. Jesus se opdrag vir elkeen van sy disippels was, volg my, volg my, volg my. Ek sal julle maak vissers van mense. Ek sal julle maak wat julle moet wees. Toe Jesus opgevaar het hemel toe sê hy, dieselfde dinge wat ek gedoen het, sal julle doen. Met ander woorde, die spieël is baie duidelik, dat God verwag van ons, soos wat hierdie woord oopgaan, soos ons hierdie dinge lees wat Jesus gedoen het, gaan ons en gaan doen presies dieselfde. Dis wat ons moet doen. Soos wat ek dit lees, en soos wat ek myself daaraan meet, word ek verander. En dis hoe 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Gebeur. Baie mense sit vir jare in die kerk. Hulle hoor die pragtigste boodskappe. Hulle hoor die wonderlikste dinge. Party ouens gaan kursus na kursus deur, hulle het Bybelskool, hulle het al hierdie goeders, maar sy lewe verander nooit nie. Hoekom? Want hy kyk in 'n portret. Hy kyk die portret van God se woord, hy kyk die portret van ander mense. Die spieël is nooit voor hom oop nie. Die spieël is dit wat jou laat verander. Wanneer ek myself sien daar, wanneer ek my Jesus sien vir wie hy is en wat hy my gemaak het, begin ek van gedaante verander, van heerlikheid na heerlikheid, deur die Here wat die Gees is. Prys sy naam. Kyk wat sê in Johannes 4 vers 13. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. John G. Lake het die gewoonte gehad om sy pinkie te vat en te sê, in hierdie pinkie woon Jesus. In hierdie hand is Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het gevat wat die spieël gesê het en hy het dit toegepas in sy lewe. Hy het dit geglo. Hy's van gedaante verander. In hierdie selfde John G. Lake gaan hulle laboratorium in en daai tyd toe die swartwaterkoors uitbreek in Suid-Afrika en die speeksel loop by mense se monde uit en almal wat aan daai speeksel raak gaan dood. Sê ek sal gaan, ek sal aan daai goed gaan raak.
ek sal die mense begrawe, ek sal bid vir die wat nog leef. Sien daai tyd jaag hy by mense se huise op plase, dit was ver afgeleë, daar was nie kommunikasie nie. Kom by party my huise, dan's die hele huishouding gesterf, lê in hulle beddens dood. 'n Donker tyd in ons land, swaar tyd, kom by ander huise aan, dan is daar nog 'n paar mense wat leef. Party is reeds dood, ander leef nog net. Hy gaan daar en hy lê daai hande op daai hoofde van daai mense neer. Hulle word in 'n oomblik gesond. Hy gaan nader aan saam met die weermag in daai jare sê hulle het panserklere aan. Hulle het gasmaskers aan. Daai goed wat jy so suig gaan, sit sulke suiggeluide as jy in en uit asem, wat hulle in die plekke waar daar gas is wat giftig is dra. Die weermag kom met sulke klere daar aan om net nie hierdie kieme op te tel nie. En John Zilay kom maar aan met niks in sy hand nie. Hy sê as julle nie krag van God glo dat dit binne my is nie, vat hierdie speeksel en sit dit onder die mikroskoop. Hulle sit dit onder die mikroskoop van daai jaar en hulle sien hoe wremel daai, weet nie wat is dit, bakterie of wat in dit wat daai siekte veroorsaak nie. Hulle vat van daai speeksel, sit dit op sy hand, sit sy hand onder die mikroskoop. As hulle weer daarna kyk, is alles dood. Niks leef meer nie. Want daar was iemand wat in die spieël gekyk het en gesien het, dit wat Jesus gedoen het, lewe binne in my. Dieselfde gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het, lewe in hierdie liggaam. En dit wat hy wil hê, is dat ek in hierdie spieël moet kyk en word soos wat hy is. Halleluja. Dis die pad waarheen ons op pad is. Dis die ding wat Jesus die graagste van ons wil hê. Dis die roeping van God op ons lewens om te word soos Jesus. Ek het donderdagoggend toe gaan loop ek daar langs die see. En ek loop daar verby en daar lê 'n klomp boemelaars aan slaap en ek dink aan daai liedjie, daai koortjie wat ons vroeër jare gesing het, te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. So rein en heilig, so sag en nederig. Hoe ek verlang te wees soos hy. Maar terwyl ek daar loop, dink ek is nou soos hy. Ek het nou hom binne in my. Ek het nou sy gees binne in my. Ek het nou sy teenwoordigheid hier by my. Ek hoef nie te wonder wanneer sal ek soos hy kan wees nie. Ek hoef nie te wonder wanneer sal ek kan word soos hy nie. Sy woord is juist so duidelik om te sê dat ons het geword die geregtigheid van God in hom by die kruis. Hy het sonde vir ons geword sodat ons kan word sy geregtigheid. Hy is in my en ek is in hom. En Jesus se waarborg is so mooi in Johannes, hy sê, as julle in my bly, en my woorde bly in julle, dan sal julle vra net wat julle wil. Julle sal dit verkry. Ons moet van gedaante verander, broer en suster. Ons het die liefde leer ken. Hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Dis 1 Johannes 4 vers 16. Kyk wat sê vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ook is so bly Johannes het hierdie skrifgie neergeskryf. Kom ons lees dit saam. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Kom ons sê dit nog 'n keer. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Wat 'n belofte, wat 'n openbaring. Soos Jesus is. 1 Johannes 4 vers 17. Soos hy nou is ons ook. Ek is so bly uit die dag gestop by ook nie. Want dan sou ons gedink het dit sal wees eendag in die hemel. Want dit is ons grootste struikelblok. Is dat ons dink alles sal eendag gebeur. Eendag sal ek dalk soos hy wees. Eendag sal ek kan doen wat Jesus doen. Eendag sal ons kan dit bereik wat hy bereik het. Maar Johannes is baie duidelik daaroor. Hy sê soos hy is in die teenwoordige tyd, soos hy op hierdie stadium lyk, soos hy op hierdie stadium funksioneer, soos wat hy op hierdie stadium besig is ons ook in hierdie wêreld. Wat 'n kragtige openbaring. Ek is in hierdie wêreld soos wat Jesus Christus is. Ek het sy krag, ek het sy mag,
ek het sy geregtigheid. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. As die gees van hom wat in ons, wat Jesus uit die dood het opgewek het, in ons woon, sal hy ook ons sterflike lede lewend maak, sodat ons funksioneel kan wees in sy koninkryk. Maar ons moet in die spieël kyk. Ons moet dit aanvaar. Hoe is Jesus? Soos hy is. Die woord sê, soos hy is ons in hierdie wêreld. Hoe is Jesus? Hy is regverdig. Hy is rein. Hy is heilig. Hy is geliefd. Hy is aanvaar. Hy is kragtig. Hy is vol van die Heilige Gees. En so is ons in hierdie wêreld. Die grootste struikelblok is jou gedagte wat vir jou sê, dit is nie jy nie. Die grootste probleem, die enigste probleem is, jy is 'n Gideon, wat sê, ek is die swakste. Die Here sê, wees gegroet, dapper held. Ek wil volgens vir julle sê, wees gegroet, dapper held. Die Here is met jou. Bewaar jou siel as jy begin met ag. Bewaar jou siel. Hoe lyk dit? Hoe lyk Jesus? Sien, wanneer 'n mens insien in die diepte van God, dat wanneer 'n mens hierdie woord begin vat, en nie meer daarna kyk as 'n portret nie, wanneer hierdie woord vat en begin dit gebruik as 'n spieël, dan begin ek sien wat ek moet wees, dan begin ek sien wie ek is, dan begin ek sien wat my potensiaal is. Oom Tom Greef, my oupa se broer, hy sê die jare terug, toe hy tot bekering kom, daar by Asvolrand se kerkie daar onder teen die rivier, sê, hoe vat hy die woord van die Here, en hy aanvaar wat daar gepreek word, hy gee sy hart vir die Here, en hy gaan terug Deelfontein toe, en hy gaan sit daar, en hy slaan nou, staat 'n Bybel oop op die kombuistafel, en hy begin daar lees in daai Hoog-Hollands. En hy sukkel maar 'n bietjie om te lees, want hy net standaard 4 is die hoogste wat hy gehad het daar van die plaaskooltjie op Witklipfontein. Maar hy sê hy lees. Maar weet julle hoe het hy gelees? Ek het so 'n ou videoklip, ek moes hom eintlik vir julle vanoggend gespeel het, dat julle kon sien hoe het hy gelees. Hy sê as hy hier lees, hy sê hy begin by die Nuwe Testament. Hy sê wanneer hy gelees het, Jesus het in die straat geloop, en hy het die blindes aangeraak, en hulle het gesien, dan sê hy, ek ook. Hy sê as hy lees van die apostels en Handelinge, wanneer Paulus gekom het, en hy daai seun wat by die venster uitgeval het, onder van die tweede verdieping af, wat almal gesê het, hy is dood, en Paulus sê, hy is nie dood nie, hy sê in die naam van Jesus, staan op en loop. Dan sê oom Tom, ek ook. Dis die spieël. Dis wanneer jy die woord van God lees soos 'n spieël, en jy sê, dit wat hier geskrywe staan, ek ook. Ek kan dit doen. Ek het die waarborge. Ek het die versie wat so sê, soos hy is ek in hierdie wêreld. Soos hy is ek waar ek beweeg. Soos Jesus beweeg het in die strate van Galilea, kan ek beweeg in die strate van Vredefort. Ek is daartoe in staat. Soos hy is ons in hierdie wêreld. Jy sien 'n mens met die Bybel lees, totdat jy die weerkaatsing sien. Die wêreld se spieël lyk anders. In die wêreld se spieël sien jy mislukkings. Jy sien jou teleurstellings, jy sien die struikelblokke. In die wêreld se spieël sien jy jou gevoelens. Ek wil vir jy sê, dit maak nie saak hoe jy voel nie. God se woord werk volgens God se beginsels. Of ek lekker voel en of ek nie lekker voel nie, maak geen sin saak nie. Adolf kom op 'n dag aan by Tannie Hannetjie op die plaas, om Tannie Hannetjie en om Toby. Wiele het Tannie Hannetjie, sy het so verkoue, haar neus loop aan mekaar en sy is so vrotziek, sy sê, Adolf, asseblief bid tog vir my. Maar soos Adolf daar uitklim uit die bakkie uitblaas, hy net die laaste keer sy neus, want hy is self so vrotziek van die verkoue. Maar wat sal 'n mens dan doen, as iemand vir jou sê, bid vir my? Gelukkig het hy nie gesê, ek het ook die verkoue, ons moet hom maar fight nie. Suurlemoen drink en heuning en appelsyn. Nee, hy plaas sy hand op haar rug en sê, in Jesus naam, word gesond. En daar word aan die Hannetjie gesond. Dan is hou oploop, sy staan op, sy maak koffie, sy sit beskuit voor, sy so bly, sy kom getuig die Sondag hier in die kerk, en sê, Adolf het daar gekom, en hy het vir my gebid, en daar is ek onmiddellik gesond, en die verkoue is weg. En hier sit Adolf, hy sit nog steeds in snyf.
Jy sien, dit maak nie saak hoe jy voel nie, dit maak nie saak of waar jy jou bevind nie, dit maak saak wat jy glo. As ek glo, God se krag is in my. As ek in die spieël gesien het, dis wie ek is. Die spieël kan nie lieg nie. Die spieël gaan vir jou wys wie jy is. Hy sê, soos wat ons in 'n spieël aanskou, van heerlikheid tot heerlikheid, word ons van gedaante verander. En ons word 'n nuwe mens. Ons word kragtig in die Here. Ons word soos wat hy is. Soos jy die Bybel lees, moet jy lees tot jy die weerkaatsing sien. Dis my uitdaging wat ek vir u wil vanoggend gee. Moenie die Bybel toemaak voordat jy nie die weerkaatsing gesien het nie. Lees tot jy daar sien waar jy jouself sien. Lees tot jy daar is waar jy jouself beleef. Tot wat jy gesien het wat Christus jou gemaak het. Lees tot op daai plek. Ons wil baie keer net lees, paar versies gou-gou, dan kan ons die boksie tik en sê, ja, ek het vandag Bybel gelees. Maar as jy nie gelees het tot by jou weerkaatsing nie, het jy nog nie gedoen wat God se woord sê jy moet doen nie. Lees tot jy jou weerkaatsing kry. Hoe lyk God se spieëls? God se spieël sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gee. God se spieël sê, jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. God se spieël sê, jy's kosbaar en waardevol. Ek gee nasies in jou plek en volkere vir jou. God se spieël sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon binne in jou. Die Bybelse stories is nie daar om te bewonder nie. Die Bybelse stories is modelle vir my en jou om volgens te leef. Ek wil dit weer sê, daai stories in daai Bybel is nie vir ons om dit te lees en net te bewonder nie. Dis modelle wat vir ons gegee het om volgens te leef. As ons Hebreërs 11 gaan lees, dan sê daar, deur die geloof het Abraham weggetrek, sonder om te weet waarheen hy gaan, na die land wat God hom gestuur het. Deur die geloof het Isak baie meer geoes, as wat enige iemand anders geoes het in sy omgewing, want God was by hom. Deur die geloof het vroue hulle manne uit die dood uit opgesien staan. Deur die geloof is party in stukke gesaag en in verleeu's gegooi, en al hierdie vreeslike dinge het oor hulle gebeur, maar hulle het nie Jesus verraai nie. Hulle bly staan in die geloof. En elkeen van hierdie mense word vir my en jou 'n inspirasie en 'n voorbeeld en 'n wonderlike belewenis. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons moet getuig. En die woord sê ons oorwin deur die woord van ons getuienis. Wanneer ek getuig, dan sê ek, wat het ek in die spieël gesien? Wanneer ek getuig, vertel ek wie is ek in Christus Jesus en wie is hy vir my? Wanneer ek hier voor kan staan en ek vertel vir julle wat die Here vir my gedoen het, dan beleef julle wat my belewenis was. En dit word 'n spieël waarin ek myself kan meet. Wanneer ons in die spieël kan staan en kyk, wie sien ons daar? Sien die wêreld se spieël sien altyd die ander mense raak. Jy sien altyd, jy vergelyk jou met die buurman. Jy vergelyk jou met die Engelse man sê, die Engelse sê mos keeping up with the Joneses. Die Joneses is die ouens langsaan. As hulle 'n nuwe kar het, moet ek ook 'n nuwe kar hê. As hulle dit reg kry, moet ek ook dit reg kry. En as ek dit nie reg kry nie, dan voel ek minderwaardig. En ek voel afgeskeep. En ek voel sleg. En ek voel soos 'n Gideon. Maar God sê, kyk in my spieël. Kyk in my spieël. Kyk wat sê ek vir jou. Kyk wie is jy? Godsdienstigheid haat dit wat ons vanoggend hiervan praat. Ek wil vir julle sê, godsdiens werk presies teenoorgestel wat dit is wat ons vanoggend van praat. Mens moet pas op vir godsdienstigheid. Daar's mense wat, die mense in die Bybel wat die mees godsdienstig was die Fariseërs. Hulle was die ouens wat Jesus gehaat het. Hulle kon nie verdra wat hy sê nie. Hulle kon dit nie hanteer nie. Want Jesus het nie gepraat soos hulle praat nie. Want by 'n Fariseër gaan dit oor sy eie prestasie. Wat hy gedoen het. Wat hy reg kry. Ek lees daar toe ons op die universiteit was. Toe vertel hulle vir ons hoe hierdie Fariseërs gewerk het. Hierdie ouens het geloop met 'n boks op sy kop. En die boks op sy kop het al die boeke bevat wat hy uit sy kop uit kan opsê. So, hierdie ouens is geweldig slim. Daar's niks fout met hulle IQ nie. Daar's net fout met hulle gees. Maar hulle IQ is geweldig hoog. So hierdie ouens memoriseer hierdie boek, en as hy hierdie boek gememoriseer het, dan sit hy hom in die boks bo op sy kop. So as die Fariseër in die straat afloop, hoe groter die boks is, hoe meer hoog geag is hy.
Want hoe meer boeke het hy gememoriseer, hoe meer kennis het hy, hoe wonderliker godsdienstiger is hy. En wat kom Jesus? Hy skryf dit alles af. Want toe Jesus daar kom, toe sê hy, daar staan 'n fariseer in die tempel. En hy sê, dankie Here, dat ek nie is soos hierdie vuil boemelaar nie. Dankie Here, dat ek my tiendes gee. Dankie Here, dat ek al hierdie wonderlike dinge verrig in my lewe. En dankie Here vir alles wat ek kan wees. En wat sê Jesus? Daar staan 'n boemelaar. Die boemelaar sê, o God, wees my genadig. Hy slaan op sy bors. Die Here sê, daai een se gebed is nie raak gesien nie. Want dit gaan oor prestasie. By God gaan dit nie oor prestasie nie. Dit gaan oor hoeveel kan Christus deur my doen. Hoeveel kan ek oorgee? Hoe ver in oorgawe leef ek? Ja, na Manzamtouti se strate loop en die boemelaars lê so. Toe ek verby is, toe wonder wat sou Jesus gedoen het. Sou hy dalk by hulle gestop het? Sou hy dalk met hulle gepraat het? Sou hy dalk vir hulle gesê het, ek het gekom om julle te red. Ek is klaar verby. Maar ek sing te wees soos Jesus, te wees soos Jesus. So rein en heilig, so sag en nederig. Ek wil soos hy wees, maar ek moet wees soos wat hy was. Ek moet nie word 'n fariseer in dit wat ek, my eie prestasie, my eie selfpoging, my eie dinge hoor stel as sy woord nie. So wat doen ons, wanneer ons hierdie woord oopmaak, wil ek die uitdaag van vandag af, maak hom oop, nie om te studeer nie, maak hom oop om die spieël te sien. Maak hom oop om te lees wie jy moet wees, wie God jou geroep het om te wees. Maak hom oop om die wonderlike beeld van die Seun van God in jouself te kan raak sien. Want ons is in Jesus Christus en hy is in ons. En in Filippense 2 vers 6 sê, ons sit in hemelse plekke saam met hom. Hy het vir ons die prys betaal, sodat ons hom kan ontvang in ons binneste. Laat jou siel sien wat jou gees klaar weet. Ek sluit volgende af, Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Paulus is hier in die woord. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ons gaan eersdaags die kruistog stap. Maar jy weet, baie keer, dan dink ek so, waar dit alles begin, en hoe het ons hierdie kruistog, en die eerste indrukke wat ek gehad het, was dat ons moet loop met hierdie kruise, en ons moet onthou waar gaan die kruis heen. In Israel 2000 jaar terug, as iemand met 'n kruis geloop het langs die pad, waarheen is hy op pad? Hy is nie op pad na die kostalletjie toe nie. Hy is op pad na sy eie dood toe. Dit is die simbool van die kruis. En wanneer Jesus sê, elkeen wat my wil volg, moet sy kruis opneem, dan bedoel hy dat my begeertes, my verlangens, my trots, my eie ek, moet sterf. Want wanneer hy sterf, lewe Christus deur my. Dan begin ek sien wie ek werklik is. Dan begin ek word wie ek werklik is. En Paulus het by hierdie plek kom, hy sê ek is nie meer daar nie, ek is gekruisig, ek is dood. Ek is nie meer daar nie. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus leef in my. En dan sê hy verder, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So waar moet elke Gideon by uitkom? By die plek wat ek is te swak, kruisig dit. Ek is te gering, kruisig dit. Dit gaan nie hier oor alles wat ons onsself in beroem nie. Dit gaan hier oor ons swakhede wat ons vir verskonings gebruik, sodat God ons nie kan gebruik nie. Ek is te skaam. Daai ene is 'n goeie een. Baie mense sê, nee, ek is nou maar net te skaam, is my persoonlikheid, is my tipe, dis my. Jy's 'n Gideon. Jy moet hoor, jy's 'n Gideon.
Die Here sê, jy's 'n kragtige held. Ek wil jou gebruik, ek wil jou mond open, ek wil die vuurkoel van die altaar in jou mond lê, en jy sal goed praat wat jy nooit gedink het jy sal praat nie. En Moses het dieselfde moeilikheid gehad. Moses kom daar, hy sê, Here, ek kan nie praat nie, ek hakel. Het julle geweet dat die Bybel sê nêrens Moses het gehakel nie? Ons het dit by sonnaarskool geleer, ek weet nou nie, ek kan nie meer onthou wie was my onderwyser nie, maar Moses het net gesê, ag Here, ek kan nie praat nie. Ek kan nie praat nie. Dalk was hy ook maar net skaam, soos wat ek is. Of soos wat ons is, vanoggend wat hier sit. Dalk is hy maar net iemand wat nie vrymoedigheid het nie, iemand wat nie van 'n verhoog hou nie, iemand wat nie wil gesien word nie, iemand wat nie, maar ek wil vir julle sê, al hierdie dinge is die goeders wat ons blokkeer om effektief te kan wees vir Jesus. En die oomblik wat ons daai goed gekruisig het, van ek is te swak, ek is te skaam, ek is te, gaan ons sien hoe God se krag begin in ons opstaan. Gaan ons sien hoe die vrymoedigheid van die Heilige Gees begin deurbreek. Die Afrikaans vertaal dit met vrymoedigheid, maar die Engels noem dit boldness. Hy sê, boldness kom saam met die Heilige Gees. Petrus het Jesus 3 maal verloon, want hy was te bang om iets te sê. Hy was te bang vir moeilikheid. Hy was te bang vir arrestasie. Maar kyk toe die Heilige Gees inkom, toe sê hy, luister, julle mense van Jerusalem, daar op Pinksterdag, dit wat hier gebeur, is wat die profeet Joël van gespreek het. Ek sal my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien. En Gideon is nie meer daar nie. Die Gideon het getransformeer geraak in 'n kragtige held vir die Here. So Paulus sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. My swakhede leef nie meer nie, my verskonings leef nie meer nie, al die goeders wat ek altyd voorgegooi het, leef nie meer nie. Want ek sien wie God my gemaak het. Ek vat sy woord, ek vat sy spieël, ek lees dit, ek vat dit, ek pas dit toe. En dis die resep vir dit wat ons mee begin het vanoggend, 2 Korintiërs 3 vers 18, want soos ons sy heerlikheid met 'n ontblote gesig aanskou, word ons van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid, van sy heerlikheid tot my heerlikheid, van hemelse heerlikheid tot heerlikheid wat deur my kan uitspoel in hierdie wêreld, kan uitvloei. Kom ons sit so dan buig ons die hoofde. Vader, ek bid vanoggend en ek sê dankie Here vir hierdie dag. Dankie vir die heerlikheid van die Here. Dankie vir die spieël van die woord. Vader, ons dankie vanoggend dat ons dit kan oopmaak en dit kan lees en maar Here, ek dink ou Gideon het ook geweet wat al die profete gesê het. Ek dink ou Gideon het ook geweet wat die hele boeke van Deuteronomium en Numeri en Exodus en Genesis en alles sê, maar dit het niks vir hom beteken nie. Want hy het homself gesien as 'n swakkeling, homself gesien as 'n geringste, homself gesien as iemand wat leef in 'n tyd wat God se wonders nie meer gebeur nie. Maar Here, ons wil vanoggend uitbeweeg uit daai posisie uit. Ons wil vir onsself vereenselwig vanoggend met U woord wat sê, vandag is die dag van heil. Vandag is die dag van krag. Vandag is die dag wat ek jou gebruik om my voete en my hande te wees. Vandag is die dag wat jou Gideon verskonings uit die pad uitkom. En ek vir jou sê, jy's dapper held. Gaan in hierdie krag van jou. Gaan in hierdie wete dat ek saam met jou is. En gaan oorwin elke vyand daar buite. Gaan verslaan elke Goliat. Gaan onthoof elke ding wat in jou pad staan, om waarlik my krag in jou lewe te laat uitkom. Here, ons wil onsself vanoggend net kom in U teenwoordigheid plaas en sê, Here, gebruik ons soos wat U wil, Vader. Help ons om U woord anders te lees. Help ons om dit te sien. Wanneer ons daai boek oopmaak, laat ons bid en sê, Heilige Gees, help my om te sien. Help my om die weerkaatsing te sien van God in hierdie woord. Help my om die spieël raak te sien en help my om te transformeer. En Here, mag ons nie hardkoppig wees nie. Mag ons nie dink aan die Psalm van Dawid wat sê, wees nie soos 'n perd wat 'n toom in sy bek moet hê nie, wat moet gelei word nie, maar luister na my stem.
Gee ag wanneer ek met jou praat. En Here, dankie dat ons onsself net kan oorgee vir U vanoggend, Here. Vader, ons wil vanoggend mekaar uitdaag. Sê, Here, kom ons gaan in hierdie week. Kom ons doen iets wat uit ons gemaksone uit is. Kom ons gaan tree op soos wat Jesus opgetree het. En ons is nie bang vir wat mense sê nie. Ons is nie bang vir mense se opinies nie. Maar ons leef dit wat Jesus geleef het. Here, want U is ons held. U is ons voorganger. Vir U was vir niks bang nie, Here. U het selfs in die gesig van die wat die mag gehad het om U aan die kruis te laat hang, het U hulle uitgedaag en gesê, ek gee nie om wat jy sê nie. Ek gee nie om wie jy is, dink jy is nie. Maar ek kom om my roeping te vervul. Here, mag ons daai selfde manne moed hê. Mag ons daai selfde vroue moed hê. Mag ons in hierdie wêreld 'n groot verskil maak. En mag ons werklik wees soos wat Jesus was. Wanneer ons sing te wees soos Jesus. Ons loof U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.